Fantasties. Kom ons staan net op, draai so na iemand langs jou, agter jou en sê net vir mekaar, kom ons bid vir die rugby rewe, asseblief. Draai net so na iemand, skud iemand se hand en sê net vir hulle, kom ons bid vir die rugby rewe, asseblief. Hulle kort ons gebed en dan mag jy jou sitplek inneem. Ons sê dankie vir julle elkeen. Ons het net so 1 of 2 afkondigingkies wat ons graag hier in die begin net wil vinnig afhandel. Ons wil graag in die eerste plek vir die mense baie geluk sê wat die week verjaar. Adeline, verjaar in hierdie week. Adeline, waar het jy nou weer gesit? Sy sit gewoonlik hier, maar ek dink sy seker by die kinderkerk. Maar ons bid die Here se guns oor haar af en kom ons gee vir haar net 'n lekker hande klap. Donderdag is dit Skyler wat verjaar en sy is ook deel van die kinderkerk. En ons bid dat die Here ook op haar sal, sy seun sal uitgiet oor haar. Dan Vrydag is dit Melissa, 'n tooi wat verjaar, saam met Jean-Marie Pieterse. So kom ons gee net vir hulle almal 'n lekker hande klap en sê net vir hulle dankie. En dan Saterdag is dit Gert Meyer wat verjaar, saam met Marina. Marina, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons waardeer jou en mag die Here ook jou ook seën. Kom ons gee vir Marina ook 'n lekker hande klap. En ons bid die Here se seën oor hulle elkeen af. Dan die gebedsversoeke is nog dieselfde. Ons het net Chris se naam bygevoeg. Dit is Babette se man. Hy het baie erge nuus ontvang aangaande sy gesondheid, maar ons bly hoop en ons bly bid dat die Here ook deur sal kom vir hom. So asseblief, as jy vir Babette sien of as jy 'n boodskapie vir hulle kan stuur, sê net vir hulle, ons dink aan hulle, ons bid saam met hulle dat die Here sal deurbreek in sy situasie. En dan die normale name, ons bid vir Almaret, vir my pa, vir Bernadette, vir Jan en vir Gideon. Ons hou aan om vir hulle te bid en ons vra dat die Here hulle sal ook ryklik seën. Gemeente, dit is ons voorreg vanoggend om by mekaar te kan wees in die huis van die Here en net lekker te kan sing, die naam van die Here groot te kan maak en saam sy te geniet. En ek wil jou net uitnooi, net waar jy is, kom ons sluit die oë en kom ons open hierdie diens vanoggend. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet, Here, dat U is lief vir ons en dankie dat ons vandag deur U wonderlike krag hierdie diens kan geniet, Here, en dat ons vanoggend 'n spesiale diens het wat ons vir klein Lienke gaan toewy aan U, Here. En ek vra, Here, dat U deur haar voorbeeld, dat U ons sal ook inspireer om voluit te vertrou op U en nie te hinker of te huiwer, maar voluit te gaan en in U te vertrou met alles wat ons het. Here, ek vra seën elke persoon hier, mag goed gaan met hulle en mag hierdie diens ook in U wil wees. En dankie, en ons sê alles in U naam, eer ons U daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Gemeente, kom staan saam met ons op, kom ons sing lekker saam en kom ons eer die naam van die Here vanoggend. Now is the time to give your heart.
ons by sy voete neer. Daai wat jy angstig voel, daai wat jy onseker voel, is jou veilige vesting. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you'll never do. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is dankie Jesus. Praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weet dat ons kan na U toe kom en ons soos 'n kind wat na 'n pa of ma toe hardloop en hulle hande opgooi om te sê, gee my 'n Abba, gee my 'n druk. So Here, kom ons vanoggend na U toe en ons sê, Here, asseblief, sien ons behoeftes raak. Sien ons hart raak. Sien wie ons is, Here, die uitdagings waardeur ons gaan. Ek vra, Here, dat U ons barmhartig sal wees en ons sal kom help. Ons kom versterk wanneer ons swak is en ons kom moed weer inpraat wanneer ons moedeloos is, sodat ons weet dat U stap saam met ons. U hand is altyd daar om ons te gryp wanneer ons dalk in 'n put val of in 'n moeilike situasie verkeer, dan is U daar. En ons sê dankie, Here, dat U dit so wonderlik doen vir ons. En ek vra, Here, dat U ons vanoggend sal seën, waar ons die woord gaan in ons harte aanvaar, dat dit sal ontkiem in iets wonderliks in, sodat ons U wil sal gaan doen, meer en meer, sodat ons U heerlikheid sal gaan wys, meer en meer. En ons eer U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Baie, baie dankie, U kan die sitplek inneem.
Dankie aan die musiekspan ook. So vanoggend is dit ons voorreg om vir Lienke toe te wy aan die Here. En soos wat ons altyd daarvan hou om te doen, is dit ons wil altyd die boodskap ook deel maak van dit wat ek en jy kan toepas in ons lewens. En vanoggend het ek 'n boodskap in my hart gehad wat ek voel ons vir klein Lienke ook kan leer en wat Johan hulle kan ook in hulle eie lewens toepas. So ons wil regtig waar vir julle elkeen sê, neem dit te harte, is regtig goeie aspekte wat jy kan toepas. En vir Johan en Beatrice, hierdie is wat julle vir klein Lienke ook kan leer. Daar sit julle, hier sit gewoonlik daar, die lig is maar wat julle vir Lienke ook kan leer, en mag die Here julle ook ryklik seën as ouers. En dit waaroor ek wil praat vanoggend, is koninkryk kwaliteite. Koninkryk kwaliteite. Wat se kwaliteite kan ek en jy toepas in ons lewe, wat regtig waar vir my en jou gaan maak, dat ons die beste van die beste kan wees. Jy weet, dat ons, wanneer ons stap in Shoprite of waar ook al, dat ons kan met trots in ons hart sê, dat as ek hierdie volg, weet ek gaan die leer van sukses in die lewe kan klim. Ek gaan in my geestelike lewe kan groei, ek gaan in my fisiese lewe kan groei, ek gaan 'n goeie, kom ons noem dit nou maar hierdie term, 'n goeie mens kan wees. En as jy hierdie kwaliteite deel maak van jou lewe, dan gaan jy dit definitief wees. En ons kry hierdie kwaliteite in Romeine hoofstuk 14, van vers 16 tot 18. So as jy jou Bybel by jou het, is jy meer as welkom saam met te blaai soontoe en notas daar te kan maak. In Romeine 14 vers 16 tot 18 staan nou die volgende, en ek lees uit die nuwe vertaling. Moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. Nou uit hierdie gedeelte gaan ons 'n paar aspekte leer van wat is die kwaliteite wat ek en jy moet toepas in ons lewe, sodat ons werklik waar 'n sukses kan wees in hierdie lewe en regtig 'n sukses kan wees in alles wat ons doen. Wel, dit begin af deur om eers te verstaan waarmee ons hierso te doen het. In vers 16 kom Paulus en hy kom praat met die Romeine. En hy is besig om vir hulle te sê in vers 16, moenie dat die goeie wat jy het 'n slegte naam kry nie. En hierdie goeie is, hy is besig om te praat met gelowiges, hy is besig om te praat met Christene. Hy is besig om vir hulle te sê, jy het alles vir jou. Jy het alles wat aan jou kant is. Jy het die Here aan jou kant. Jy het al sy guns, sy goedheid, sy krag, sy mag. Alles is aan jou kant. Pas op net dat jy dit nie 'n slegte naam gee nie. En hoe gee ons dit 'n slegte naam? Wel, Paulus gaan vir ons bietjie verduidelik in hierdie hoofstuk 14 en jy is meer as welkom om die hele hoofstuk te gaan lees. Maar die hele hoofstuk 14 is Paulus wat probeer om mense te oortuig om te sê, dit wat die Here vir jou gee, moenie dit sleg maak nie. En hoe maak ons dit sleg? Wel, deur om nie ander hoër te ag as onsself nie. Deur om nie baie keer ander in ag te neem wanneer ons sekere goed sê of wanneer ons sekere goed doen nie. En dis hoekom hy in vers 14 in hierdie hoofstuk gee vir ons, hy sê, omdat ek die Here Jesus ken, weet ek, en as ek daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie, maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. So Paulus sê hierso, jy weet, jy kan as 'n gelowige, kan jy iets glo, en 'n ander gelowige kan iets anders te glo. Pas op net, dat jy nie vir daai ou sê, maar luister, jy is verkeerd en ek is reg nie. Want die groot ding is net, wat as daai ou sien, sy opinie is reg, en jy sien sy opinie is verkeerd, baie keer maak dit 'n baie moeilike situasie, en dit maak dit wat die Here vir ons gegee het, in 'n slegte lig laat kom. En dis hoekom Paulus sê, al ken ek die Here, ek weet wie hy is, ek is oortuig van my sieninge, maar as jy iets gaan sien wat onrein is, met ander woorde, hy praat hier nou oor kos, en hy praat hier oor opinies, want hy gaan in die einste gedeelte vir ons sê, die een ou sien een dag as 'n ander dag, en die ander ou sien hierdie dag, en dit is baie moeilik om met hierdie ouens te redeneer, sê pas op net, want ons moet oppas, dat ons nie aanstoot gee vir mekaar nie. Dis hoekom hy gaan net in 'n vers voor dit, sê hy, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie, neem julle liewe voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee, of tot 'n val bring nie. En dit maak dit baie moeilik, want hoe as Christene moet ons iemand teregwys, of iemand help,
of iemand partykeer sê, maar luister, jy's bietjie van die pad af. Hoe doen ons dit? Wel, ons doen dit deur sekere maniere en ons gaan nou sien hoe ons dit moet doen en hierdie kwaliteite deel maak van ons lewe. Maar die groot issue waarmee ons worstel elke liewe dag, is die oomblik wanneer ons in 'n verkeerde manier optree, waar ons nie iemand hoor ag ons osself nie, nie 'n bietjie aanstoot gee vir iemand nie, of probeer om nie aanstoot te gee nie, en ons gee wel aanstoot, dan maak ons die naam van die Here sleg. En die rede of die manier hoe ons dit doen is want dan mense gaan sê, as jy as 'n Christen so optree, dan wil ek niks te doen hê met Christene of met die Here nie. Want hier is die groot probleem wat Paulus ook agterkom en wat ons vandag ook agterkom, en dit is dat die mense sien die Here in jou. Hulle sien nie die Here in die hemel nie, hulle sien hom nie op die TV nie, hulle sien hom in jou doene en jou late. En dis hoekom dit belangrik is dat ons moet kyk hoe ons optree, wat ons sê. En ek is nie besig om hier vir jou te sê, maar jy kan nie jou lewe geniet en ons gaan nou kyk daarna, jy kan nog steeds dit doen. Maar pas op net en besef net dat mense het verskillende sieninge. Mense se sieninge gaan nie altyd dieselfde wees as joune nie. Dis hoekom ons so verskriklik baie kerke het. Want een ou het gesê, maar ek lees die Bybel so, en 'n ander ou het gesê, nee, maar ek lees hom so, en toe kom maar 'n skeuring, as gevolg van hoe hulle goeie sien. En dis hoekom Paulus hier probeer oordra, en dis wat ek graag vir Lienke ook wil sê vandag. Pas op eendag, wanneer jy in hierdie wêreld is, dat mense gaan verskillende opinies hê, en mense gaan die Here deur jou sien. Daarom pas op, dat die goeie wat die Here vir jou gegee het, die waarhede wat hy vir jou gegee het, die liefde wat hy vir jou gee, bewaar dat jy dit nie 'n slegte naam gee, deur aanstoot te gee, of deur om jouself te dink jy's beter as ander, en sodoende mense weg te stoot van die Here af, in plaas van nader. En dis hoekom Paulus in ons gedeelte hier ingaan, hy sê, want die koninkryk van die God, is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, by die Heilige Gees gee. En dis hoekom hy hier dit baie duidelik maak, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, en die rede hoekom hy nou juist praat oor eet en drink, is nie omdat mense nie hulle lewe kan geniet nie. Maar die groot ding is net, dit gaan soveel meer dieper as net die eet en drink. Dit gaan oor dat mense dink die Here is net daar om aan hulle behoeftes te voorsien. Dis al hoekom hy daar is. Dis hoekom hulle hom dien, dis hoekom hulle by hom is, dis hoekom hulle kerk toe gaan, dis hoekom hulle tiende gee, al die goeders. Dis nou hierdie ouens waarmee Paulus nou hier werk, die Romeine. As hulle voel die Here is soos hulle ATM-masjien. Hulle druk net in 'n goeie versie en die Here spoeg net uit al hierdie goeie goed. En Paulus probeer hulle net in perspektief bring om te sê, onthou net, dit gaan nie net daaroor nie. Die Here is nie net daar om aan jou behoeftes voorsien nie. Daar is soveel meer aan dit ook gekoppel, wat ek en jy ook 'n aandeel aan het. Ja, die Here wil jou graag deel hê van sy plan, van sy koninkryk. Ja, die Here wil deur jou werk na ander toe, maar ons moet besef ook, dat die groot ding is net, dit gaan nie net oor jou behoeftes nie. Partykeer gaan dit oor ander mense se behoeftes ook. En daarmee moet ons baie versigtig wees. En dis hoekom hy sê, pas op dat die goeie wat jy ontvang van die Here nie 'n slegte naam kry, want jy dink heeltyd net aan jouself. En besef net, die Here wil graag ander mense ook seën, deur jou doen en late. En dan gaan Paulus in die kwaliteite wat ek en jy moet deel maak van ons lewe. En die eerste kwaliteit wat hy sê is, wees gehoorsaam aan God. Wees gehoorsaam. So, nie net aan jou eie behoeftes voorsien nie, maar besef net, die Here is nie net daar om aan jou behoeftes voorsien nie, maar hy is ook daar, dat jy moet ook luister, partykeer na hom, as hy opdragte vir jou gee. As hy vir jou iets vra om te doen. Dis hoekom gehoorsaamheid aan God so belangrik is. Dis hoekom Jesus dit ook herhaal in Matteus 22, waar hy die groot gebod sê. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en liggaam en verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En dan tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, dis nie net die Here voorsien die hele tyd vir my nie, maar ek moet ook bietjie begin uitreik en na ander ook kyk en ander behoeftes gaan help. En ek moet die Here wys deur dit wat ek doen. En dis die groot ding, is om gehoorsaam te wees aan die Here. Want die groot ding is net, ons is nie altyd gehoorsaam aan God nie. Want die Here vra ons baie keer, ek wil hê jy moet hierdie vir my doen.
ek wil graag hê jy moet uitreik so, of soen toe, en dan sê ons, nee Here, gaan dit nie doen nie, of ons luister net nie. En die groot ding is dat ons hoef nie meer verder op hierdie punt uit te brei nie, want gehoorsaamheid is belangrik. Net soos Lienke moet gehoorsaam wees aan haar ouers, so moet ons gehoorsaam wees aan die Here. Wanneer Johan of Petrus vir Lienke gaan sê, nee, moenie jou vinger in die plug indruk nie, dan moet sy luister. Net so sê die Here vir my en vir jou, luister, moenie jou vinger in daai ou se oog gaan druk nie. Jy weet, dit gaan niks help nie, jy gaan niks daai leer nie. So wees gehoorsaam. Maar die groot ding is net, omdat ons die hele tyd waar Paulus nou hier praat van net ons eie behoeftes heeltyd wil bevredig, het ons nodig dat God ons moet help. Het ons nodig dat God vir ons baie keer sê, hey, watch it nou, jy is besig om op afpop se stoepe te loop. Raak bietjie nou rustig. En dis 'n belangrike ding. En dis hoekom ons het nodig om gehoorsaam te wees aan die Here. En gehoorsaamheid kom deur om die woord van God te lees, deur om betrokke te raak by gemeente, deur om gesprekke te hê met mense. En soms gaan jy nie saamstem met mense se opinies nie. Kyk, ek dink nie julle moet almal altyd saamstem met wat ek sê nie. En dis lekker as julle verskil. En dis wonderlik, want baie keer kan ons verskil en dit kan 'n lekker gesprek wees. Die groot ding is net, ons moet net besef, die Here vra van jou sekere goed, en jy moet gehoorsaam wees tot dit. En dis hoekom die eerste kwaliteit, as jy wil regtig sukses behaal in hierdie lewe, in jou verhoudings, en alles wat jy doen, wees gehoorsaam aan die Here. Vra die Here, hoe moet ek optree in hierdie situasie? En luister wat hy vir jou sê. Lees jou Bybel, want jou Bybel gaan vir jou baie meer duideliker kan sê hoe jy moet optree in sekere gevalle. Dis gehoorsaamheid. Dis die eerste kwaliteit. Die tweede kwaliteit wat ons sien nie, wat Paulus vir ons wil leer, te sê, is jy moet vrede hê. Jy moet vrede in jou hart hê. En hierdie vrede, reg deur die Bybel, is op twee maniere. In die eerste plek moet jy vrede met jouself hê. Jy moet tevrede wees met wie jy is. Ons het al 'n paar keer, of 'n paar sondae terug, in hierdie jaar eintlik al gepreek oor tevredenheid. Jy moet tevrede wees met wie jy is. Want baie mense is nie tevrede met wie hulle is nie. Hulle probeer aanpas vir ander mense. Hulle probeer hulle persoonlikheid verander sodat ander mense hulle kan aanvaar. Terwyl die Here sê, ek het jou gemaak soos jy is. Hou op om ander mense tevrede te stel. Begin jouself tevrede te stel. Maar moet dit net nie vir 'n vrou sê nie, want dan koop sy 500 skoene. So wees maar bewus van dit. So Johan, jy moet maar vir Lienke net sê, wees tevrede met wat jy het, Sissa. Maar die groot ding is net, vrede in ons hart is belangrik, want ons is nie tevrede met wie ons is nie. En dit is die eerste ding wat Paulus hier vir my en jou wil leer. Het vrede in jou hart met wie jy is, met wie jy getroud is, met waar jy is in die lewe op die oomblik. Het vrede met dit. Ja, jy kan sê, ek wil graag groei, dis great. Groei tot die volgende vlak toe, maar het vrede met waar jy is op die oomblik. En sien nie geleenthede raak om nog verder te kan groei. En dis hoekom Paulus vir ons sê in Filippense 4 vers 7, hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Jesus Christus. En hierdie vrede is die vrede wat die Here in jou hart sit om vir jou te sê, luister, ek is met jou, ek is by jou. En dis die tweede aspek van hierdie vrede. Om te sê, ek is saam met jou deur, dag in, dag uit, ek gaan jou nie los nie. En ek gaan jou help, wanneer jy 'n besluit maak, gaan ek vir jou vrede gee. En dis hoe jy weet, is dit die regte besluit om te maak of nie. Dis wanneer jy daai vrede in jou hart het om te weet, Here, alright, dit is vir my. As jy nie daai vrede het nie, dan weet jy, ek gaan nog so 'n bietjie wag. Ek gaan nog nie hierdie besluit neem nie. Want hierdie vrede wat Paulus hier ook van praat, is 'n vrede wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Maar is 'n vrede wat in ons hart is, wat bonatuurlik is, wat baie keer kom en jou net 'n rustigheid gee. Maar dit wat Paulus hieroor praat, is eintlik die volgende. In hierdie einste vers is hy sê in Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so verder van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En dis moeilik. As ek 'n Italianer nou sien, klap ek hom mors dood. Dit gaan vir my vrek moeilik wees om in vrede te leef met Italië. Veral met daai ref. Maar in elk geval, ons moet 'n vrede lewe. En die groot ding wat Paulus oordra in Romeine 14, waar ons nie aanstoot moet gee nie, waar ons nie die hele tyd moet dink, die Here is net vir my nie, hy's vir almal, moet ons besef, ons moet in vrede lewe.
En hier kom ons nou weer terug. Jy gaan nie saamstem met wat almal altyd doen nie. Jy gaan nie saamstem met wat jou kinders altyd besluit nie. Dis oukei. Maar het vrede in jou hart om te sê, okay, kom ons bewaar die vrede. Kom ons dink deur hierdie ding. Kom ons praat. Kom ons kyk of ons na 'n uitkoms kan kom wat almal tevrede stel. In plaas van dat jy net doen wat jy wil. Want dis die belangrike ding hier. Dis wat Johan en Pieters vir Lienke ook gaan moet leer en wat ons moet besef is dat as ons 'n kwaliteit wil hê van iemand wat sukses wil behaal in die lewe en geestelik wil groei, moet jy 'n persoon wees van vrede. Jesus self sê dit vir ons, geseënd is die vredemakers, want hulle sal die Here sien. Met ander woorde, die ding is net ons sal as ons vrede kan bewaar. Ek sê nie daarmee ons hoef saam te stem met almal nie. Dis nie wat ek sê nie, dis ook nie wat Paulus sê nie. Maar hy sê, het dit vrede in terme van jy doen wat jy doen, ek doen wat ek doen, maar dit hoef nie ons vriendskap te beïnvloed nie. Dit hoef nie ons besigheidsverhouding te beïnvloed nie. Ons kan nog steeds aangaan en saamwerk. En hierdie is die vrede wat ons moet hê, want jy gaan saam met mense werk wat dinge wil moeilik maak vir 'n mens. Jy gaan partykeer veral in ons wêreld leef jy saam met mense wat partykeer uit is om ontevredenheid te saai. Maar as jy as kind van God kan leer om vrede in jou hart te hê deur om eerste plek tevrede te wees met wie jy is, dan gaan daai opinies jou nie meer pla nie. En tweedens gaan jy agterkom, maar ek wil graag die Here wys vir hierdie mense. Ek wil graag sy heerlikheid laat skyn. Daarom gaan ek vrede bewaar. Al stem ek nie saam nie, jy kan nog steeds 'n punt, met alle respek, kan jy nog steeds 'n punt baklei en al die dinge, en dit is reg, dis 'n volle reg. Dis nie waaroor Paulus hier nou hamer nie. Ons kan later 'n bietjie daar gesels, maar die groot ding is net, leef in vrede met almal. Probeer so ver as moontlik vrede bewaar, sodat jy 'n samekoms kan kry. Dan die laaste punt, wat ons sien hierso, is vreugde. En dis eintlik interessant, 'n mens sal dink, Paulus, as jy nou praat van koninkryk kwaliteite, as jy praat van kwaliteite wat 'n Christen moet opmaak, dan sal jy seker nie vreugde daarin sit nie, jy sal seker dink diepte, of breedte, of jy weet, woordkennis en al die dinge. Maar Paulus maak dit baie eenvoudig gesê, jy moet gehoorsaam wees aan die Here, jy moet vrede in jou hart kan hê, en jy moet vreugde hê. Die groot ding is net, ons lewe in 'n land en in 'n wêreld waar depressiwiteit meer en meer toeneem, as gevolg van mense wat nie meer vreugde in hulle hart het nie. En die vreugde wat hulle wel in hulle hart het, is oppervlakkig, want die vreugde koppel hulle aan iets. Hulle koppel dit of aan hulle werk, of aan hulle geld, of aan hulle, wat ook al, jy kan dit daarin sê. En die probleem is, die oomblik as daai ding verbrokkel, of weggaan, of gesteel word, of net skade ly, dan gaan hulle vreugde ook daarmee. En dis hoekom Paulus hierso sê, jy moet vreugde hê. En hierdie vreugde wat ek van praat hierso, is 'n vreugde wat gekoppel is aan die Here. Wat sê, Here, dankie vir wie U my gemaak het, vir dit wat ek het, en ek geniet dit, en ek geniet die lewe wat ek leef. En dis hoekom dit is belangrik, geniet bietjie die lewe. Is nie nodig om altyd negatief te wees nie. Ja, die krag gaan af so af en toe. Dis oukei. Geniet net die lewe. Hou op om te moan, want jy maak jouself ontevrede. Jy maak jouself jy maak jouself depressief. Jy is jou eie grootste vyand, want jy is besig om die vreugde in jou hart weg te vat. En dis hoekom ek dink Johan en Pieters moet vir klein Lienke sê, het vreugde. Wanneer dit moeilik gaan, wanneer sy haar toon gaan stamp, wanneer sy later in sy groot word en sy haar hartseer gemaak gaan word, om haar nog steeds te troos en te sê, maar is oukei. Dis oukei, dis nie die einde van die wêreld nie. Dit kom nog. Maar moenie worry nie. Dis nie die einde van die wêreld nie. Die Here is altyd by jou. Hy is altyd saam met jou. Jy kan maar vreugde in jou hart hê. En die groot ding is net, ons het nie daai vreugde nie. Dis hoekom Dawid hierdie wonderlike gedeelte in Psalm 30 skryf. Hy sê, ek was in rou, maar jy het my van vreugde laat dans. Jy het my rouklere laat uittrek en vir my feesklere laat aantrek. En Dawid skryf hierdie omdat hy nou net deur 'n baie moeilike aspek van sy lewe gegaan het. En Dawid probeer hierdeur sê, ek was in hierdie proses gewees. Dis nie lekker nie.
Is nie lekker om deur moeilike situasies te gaan nie. Maar ek gaan nie toelaat dat dit my mismoedig maak nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my onderkry nie. Ek gaan seker maak dat ek hierdeur sterker uitkom met vreugde in my hart. En ek praat nie hierdie vreugde woord wat ons hier kry in die Grieks is nie smiles nie, is nie glimlagte nie. Is 'n vreugde wat ten spyte van al die omstandighede het jy nog steeds 'n vreugde in jou hart waar jy sê al gaan dit so sleg, weet ek die Here sal vir my voorsien. Amper daai ding van elke wolk het 'n silwer randjie. Dis daai aspek. Dis die vreugde wat Paulus hier beskryf in die Grieks. Is nie 'n maklike aspek altyd om toe te pas wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan nie, maar dis 'n aspek wat Paulus wil hê ek en jy moet verstaan, dat ons moet dit deel hê van ons lewe. Dat wanneer ons hartseer gemaak word of ons gaan deur 'n moeilike tyd, dat dit ons nie onder sal kry nie, maar dat ons weer sterker daai op sal staan en dat dit ons sal bou. En dit is absoluut die kwaliteite. En dis hoekom Paulus begin en hy eindig hiermee om te sê al hierdie kwaliteite, gehoorsaamheid aan God, vrede, vreugde, dit kom alles deur die Heilige Gees wat hy vir ons gee. En die Heilige Gees is die grootste geskenk wat ek en jy ooit kan kry. Naas Jesus wat af aarde toe gekom het vir ons die weg oopgemaak het na die Here toe, is die Heilige Gees die grootste geskenk. Want dis deur die Heilige Gees wat ek en jy krag het om goed te kan doen. En dis hoekom Jesus die Fariseërs hier 'n bietjie aanvat in Matteus 12. Hy sê aangesien ek deur die Gees van God die bose geeste uitgedryf het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. En 'n mens lees oor hierdie vers en jy dink nie veel van dit nie. Maar dit is wonderlik om te besef, Jesus is besig om hier die Fariseërs aan te spreek, want hy het nou net 'n bose gees uit 'n persoon uitgedryf. En die Fariseërs is soos, maar jy doen dit deur die krag van die duiwel. En Jesus is nogal bietjie fed up met hierdie ouens nou op die tyd. Hulle was seker Italiane of wat ook al ondersteuners. Maar in elk geval, hy was nou fed up met hierdie ouens. En hy sê toe reguit vir die ou, luister, dit is nie deur die krag van die duiwel nie. En hier maak Jesus die grootste stelling bekend, is deur die Gees van God. En daai woordjie Gees in die Grieks, wat Jesus hier gebruik, is die woord vir die Heilige Gees, die Parakletos. En dis die eerste keer in die Bybel waar hierdie woord na vore kom. Met dit sê Jesus, hy as Heilige Gees is net soos God, is net soos ek. Ons is God. Daarmee verklaar hy dat die Godheid bestaan. En dis 'n wonderlike stelling wat Jesus hier maak. Die Fariseërs begryp dit nie. Maar vir my en vir jou het dit soveel tot ons voordeel, want Jesus sê hier vir my en vir jou, die Heilige Gees werk deur jou. Dis die krag van God wat in ons is, wat deur ons werk. Dis die krag van God. Dit is God homself wat ons help om deur moeilike tye vreugde te hê, om nie mense te vermoor en vrede te hê en vrede te bewaar met almal in ons. Dit is die Heilige Gees wat vir ons waarsku voordat ons vanger in 'n plak druk. Dis die Heilige Gees wat ons dag in en dag uit help. Hoe wonderlik is dit nie, dat ons die Heilige Gees aan ons kant het nie. En dis hoekom Paulus sê, dit gebeur alleenlik deur die Heilige Gees, wat die Here vir ons gegee het. So ek wil jou regtig aanmoedig vandag, wanneer ons kyk na hierdie kwaliteite van gehoorsaamheid, van vrede, van vreugde, dat ons dit sal toepas in ons lewe. Dat ons dit vir ons kinders sal begin leer, van kleins af. Soos wat Johan en Beatrice vir Lienke gaan leer, om gehoorsaam te wees vir die Here, om vrede in haar hart te hê, om vreugde in haar hart te hê, en haar te herinner dat dit gebeur alles omdat die Here Jesus deur die Heilige Gees by ons is. Omdat God teenwoordig in ons lewe is, deur die Heilige Gees. Omdat die Heilige Gees deur ons werk. En dit moet ons nie vergeet nie. Omdat die Heilige Gees ons lei en ons help. En as ons al hierdie aspekte toepas in ons lewe, sê Paulus die volgende, hier's 'n waarborg. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. So as jy guns by mense wil hê, as jy mense wil beïnvloed, gaan doen hierdie 3 goeders. Wees gehoorsaam aan die Here,
Het vrede in jou hart, probeer vrede bewaar, waar ook al jy gaan, en laastens het vreugde. Ten spyte van die omstandighede, het vreugde. En ek sê jou vandag, as jy dit begin doen, dan gaan jy mense begin beïnvloed vir die regte redes. Jy gaan mense begin die heerlikheid van God wys. Jy gaan mense begin wys wie die Here werklik is, wie hy vir hulle kan wees. En die wonderlike ding is net, mense gaan met jou nog steeds kom praat. Ten spyte van hulle sieninge wat dalk verskil, gaan hulle nog steeds met jou 'n gesprek wil voer, nog steeds met jou besigheid wil doen. Hoekom? Want jy het hierdie kwaliteite in jou hart. So ek wil julle regtig aanmoedig vanoggend. Het hierdie kwaliteite in julle hart. En Johan en Petrus leer hierdie kwaliteite vir Lienke. Leer dit ook vir Leon. Laat dit deel vorm van hulle lewens. Julle kinders se lewens. Want dis hoe hulle deur die lewe gaan kom. En as jy vanoggend worstel en jy sê vir jouself, maar ek sukkel om my eie lewe geestelik te groei, wil ek jou vra, gaan kyk ook na hierdie kwaliteite in jou lewe. Is jy gehoorsaam aan die Here? Het jy vrede in jou hart? Het jy vreugde? En vra jy die Heilige Gees om jou te lei en te wys? En dis goedjies wat jy net kan gaan aftik. En vanoggend het ons die voorreg om vir klein Lienke toe te wy aan die Here. Met hierdie in gedagte, dat sy gehoorsaam sal wees aan die Here, vrede in haar hart sal hê, vreugde sal hê, en dat sy sal besef dat die Heilige Gees sal saam met haar wees, van vandag af, van die dag wat sy gebore is, tot die dag wat sy haar kop eendag neerlê, en haar oë oopmaak by die Here. En ek wil dit vir julle elkeen sê, die Here is by julle. So Johan, Petrus, ek gaan julle vorentoe nooi, julle mag kom, met klein Lienke, oupas en oumas, julle is ook meer as welkom om vorentoe te kom. Julle kan sommer, kom staan sommer hierbo, dit is my beste. Dan sê, om chart moet ek om op. Dis ons voorreg vanoggend om vir klein Lienke toe te wy. En ons salf haar as 'n beelding van die Heilige Gees wat op haar is. En op haar hele lewe van die dag af. En ek wil julle regtig aanmoedig dat julle kinders, wanneer julle by die huis kom, hulle nie sal vermoor nie, maar hulle 'n drukkie sal gee en vir hulle sê, ek's lief vir jou. Want die groot ding is net, kinders wys vir ons die liefde wat God het vir my en vir jou. En dis die wonderlike ding. Jy weet, dit is Johan en Petrus wat vir Lienke moet leer om gehoorsaam te wees, om vrede te hê, om vrede te bewaar, om vreugde te hê. Net so kom die Here en hy leer dit vir my en vir jou deur die Heilige Gees. So ek wil jou vandag vra, luister na die Here, luister na hom, sodat hy jou kan leer. En Lienke, jy moet ook luister vir jou ouers. En moet hulle nie grys hare gee nie. Gemeente, ek gaan jou vra om jou hand net so uit te steek. Dan gaan ons hart toewy aan die Here vandag. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan kom en vir klein Lienke kan toewy, Here, aan U. Here, dankie vir die wonderlike woord wat ons gehoor het, wat U vir ons sê, dat ons moet gehoorsaam wees, en dat ons met vrede en vreugde in ons hart hê. En dit gebeur alleenlik deur U wat ons die leiding gee en help. Soos klein Lienke gaan opkyk na haar ouers vir haar opvoeding, vir haar beskerming, so vanoggend kyk ons na U, Here, om ons te help. Wanneer ons swak is, wanneer ons mismoedig is, wanneer ons voel, dinge loop nie altyd uit nie, soos wat dit moet nie, weet ons, Here, dat U help ons. En Here, daarom salf ek haar nou, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sê dankie, Here, vir U seën op haar lewe. Mag U guns en U goedheid haar volg, mag dit goed gaan met hulle as 'n gesin, mag U liefde saam met hulle wandel, in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Sien jy al hierdie mense? Hulle is vandag net hier vir jou. Maar jy kyk dit vir my. Wonderlik. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dankie julle. Sal vir jou ook 'n geskenkie bring later. Okay. Dankie julle. Kom ons gee vir 'n lekker handeklap. Mag die Here julle ryklik seën.
Dis altyd regtig lekker om kinders toe te wy aan die Here. Gemeente, dit is ons voorreg ook om vanoggend ons bydra te kan gee vir die Here. En ek wil net sê, elkeen se bydra het 'n groot impak in ons lewens, het 'n groot impak in ons gemeenskap en ons waardeer dit. Ons waardeer dat elkeen van julle so getrou is en dat julle werklik waar julle deel doen. En terwyl julle dit reg kry, wil ek julle net 'n laaste aankondigingkie gee. Die laaste naweek in November, die 30ste November, het ons 'n Kersproduksie wat grootendeels deur ons tieners gedoen word en ons musiekspan gaan ook daarbey betrokke wees. En ons het iemand baie spesiaal wat die produksie geskryf het vir ons, een van ons einste tieners. So ons is baie opgewonde vir hierdie. Dit gaan 'n lekker geleentheid wees waar ons saam gaan sing, saam 'n geleentheid gaan sien hoe die Here die wonderlikheid van sy koms, wat dit vir ons lewens inhou en dat ons daardeur versterk kan word. So ek wil julle regtig aanmoedig, dit is verniet, dit is free of charge, nooi vriende, kom, dit gaan die aand wees en dit gaan regtig 'n lekker geleentheid wees waar ons net saam gaan sing, die naam van die Here gaan groot maak en ook gaan sien hoe hy in ons lewe 'n groot impak gemaak het en nog steeds doen. So ek gaan vra die mense met wie ek gereël het om voort te gaan met die opneem van die offerande. Baie dankie vir elkeen se bydra. Ek gaan vra dat die musiekspan ook na vore kom asseblief. Julle kan maar voortgaan met die opneem van die offerande, dankie. God is liefde, juig ons harte en bedenk wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeet. Nou kan ons sy God hoorde, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend besef, Here, soos klein Lienke, dat U gaan ons nooit los of verlaat nie. Soos wat sy gaan kyk na haar ouers vir opvoeding, vir vreugde en vrede, so kyk ons na U. En Here, help ons om te besef dat om 'n gelowige te wees nie altyd net oor ons gaan nie, maar dit gaan oor ander ook. So help ons daardeur dat ons nie die goeie wat U vir ons gee, die guns, die genade, dat ons dit sal omdraai in iets slegs nie, maar dat ons dit sal wys in 'n wonderlike heerlikheid na U toe, deur om vir ander mense dit te wys. Help ons daarom, Here, om gehoorsaam te wees, wanneer ons nie die instruksie volg nie, of nie weet wat om te doen nie, dat ons sal meer ons ore spits om te hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons sal vrede bewaar tussen mense. Dat ons werklik waar sal besef, Here, dat U wil hê, dat ons met vrede in ons hart ook hê met wie ons is. En laaste, Here, help ons om vreugde te beleef. In spite van die omstandighede, in spite van die ekonomie, help ons om vreugde te beleef in ons hart. En ons eer U daarvoor, Jesus. Dankie vir die Heilige Gees wat ons help elke liewe dag daarin. En so bid ons, Here, U seën oor Lienke, haar hele gesin, Here. En ons vra, Vader, dat U ons sal herinner, dat wanneer ons hier wegstap, en wanneer ons elke Sondag vir klein Lienke weer sien, dat ons hierdie kwaliteite sal onthou, dat ons dit sal deel maak van ons lewe, om werklik waar 'n sukses te beleef in hierdie lewe, en in hierdie wêreld.
en ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Gemeente, dit is dan my voorreg om julle dan nie uit te stuur vandag. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle gaan in hierdie week, tot ons mekaar volgende Sondag weer sien. Shalom. Geniet die dag, geniet die week en gee julle kinders 'n druk en mag julle 'n geseënde week hê.